Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantal en hier is ons mense. Ons praat oor Rut en Naomi en Boaz in hierdie hele jaar en laas jaar, ons is nog net daar. Laas ek het ons gepraat oor iets wat die Heilige Gees vir ons mee waarsku en wat ons letterlik moet vooruitkyk, because daar gebeur so baie goed op die oomblik, dat ons net versigtig wees waar jy is, met wie jy is en vir wie jy wat sê. Dis baie, baie belangrik. Ons kyk vandag na Rut 3 en die belangrikheid van Rut en hoe sy dinge gedoen het en hoe sy Naomi na geluister het, en dit is baie, baie belangrik. Want op die einde van die dag, dan wil ons 'n klomp goed beleef en ons wil 'n klomp goed doen en ons wil iets doen en ons wil alles doen, maar daar's 'n periode wat jy moet wag. En baie keer is dit die moeilikste ding om te doen is om te wag. Ek gaan dit weer sê, want ons almal is impatient, die majority van ons, die majority van ons, die meerderheid van ons is impatient. Ons kan nie wag, jy wil 'n ding nou hê, my mens. En wag is regtig waar, ek wil amper sê 'n vrug. Ons moet wag op die Here en dit is bitter moeilik by tye, want ek wil 'n ding nou gedoen hê. Maar as ons kyk na hoofstuk 3 in Rut, dan sien ons in 3 opsigte is Rut gesê om te wag. Die eerste plek is in Rut 3, dan sê Naomi vir haar, bad jou trek jou aan, bad jou salf en trek jou aan en gaan na die dorsvloer toe. En wanneer jy by die dorsvloer kom, wag vir die man totdat hy daar kom. Dan kom Boaz na die dorsvloer toe, is dieselfde hoofstuk. Dan kom hy na haar toe en dan vra hy, wie is dit? Dan sê sy mos nou, dis ek Rut. Dan praat hulle toe en sy vra vir hom om te trou. En ons sien die hele storieetjie aanvul. En dan sê hy vir haar, bly hierso tot die môre en gaan wanneer niemand jou kan sien nie. Wat beteken, wag vir 'n tydjie, dat wanneer jy gaan, dat niemand jou kan recognize, niemand moet jou kan sien nie. Dan gaan sy eventually van die dorsvloer af, dan gaan sy huis toe. Dan kom sy by die huis en dan sê sy vir Naomi as skoonma, wat het nou gebeur? Dan sê Naomi vir haar, wag en sit. En kom ons kyk wat gaan gebeur met hierdie omstandighede. Die man sal nie rus totdat hierdie ding tot in vervulling ingekom het nie. 3 keer in 1 hoofstuk hoor ons dat Rut moet wag. Is dit maklik? Nee. Maar was dit moontlik? Absoluut. Hierdie wag is 'n wag van, ek is biddend wagtend. Ek wag, maar ek is biddend. Ek wag, maar ek is in expectation. Ek wag, maar ek hoop na die Here toe. Ek wag en ek vertrou die Here. Ek wag en ek kyk na hom terwyl ek wag. En dit is die groot ding van hierdie wag. Hierdie wag is 'n verwagtende geloofwag. Ek weet nie hoe om dit anders te stel nie. Dit is 'n verwagtende geloofswag. Wat beteken, ek wag,
in geloof, 1, 2, ek wag met 'n verwagting. En wanneer ons met 'n verwagting wag, dan doen God iets, because weet jy wat, dan, in hier is die geheim, dis die ding, wanneer jy in verwagting wag, dan bid jy die verwagting, so jy bid, jy kan nie net bid in jou normale gebed bid nie, nee, jy bid jou verwagtingsgebed, so wat jy bid is, dit is wat ek wil sien, dis wat ek wil doen, dis wat ek die uitkoms moet so lyk, dis 'n verwagtingsgebed, so wanneer ek en jy bid en God vertrou, moet ons die Here vra dat Here, ek wil die uitkom moet so lyk. Ek wil my antwoord moet so lyk. Nou, hy gaan nooit so lyk nie, maar hy gaan so lyk, if you hear what I'm saying. Hy gaan nooit so lyk soos wat jy sien, hy gaan lyk, weet jy hoekom nie? Want God se uitkom is altyd groter as wat ons gedink het. Dit is 10 keer groter as wat ons gedink het. So wat gebeur is dat dit is opgeblaas, dit is groter, dit is massiewer en dit is wow. Omdat hy met ons praat, vir ons praat, en hy doen goeders vir ons, wat jy nie eens in jou kop in kan hê nie. So, Naomi sê vir haar, wag op die dorsvloer, maar weet jy wat, toe sy die dorsvloer slat, toe kan sy nie eens meer wag nie. Die man het net gevra, wie is hy? So toe sê sy, is Rut jou diensmaagd, en sy sê, trou met my, sy sê vir hom, spread the hem of your garment over me. Sy kon nie wag nie, want op daai stadium, toe praat die dorsvloer deur haar, want she was looking for righteousness, she wanted to belong, sy wil deel geword het van Israel. Sy wil deel geword het van wie die mense is. God besoek die mense, want onthou sy is 'n Moabitiese meisie. Sy het nog nooit dit gebeleef wat sy hier in Bethlehem beleef nie. Sy het nog nooit hier beleef wat sy gebeleef het in haar lewe nie. Nie eens soos sy getroud was met Malin nie, want toe bly hulle in Moab. Nou beleef sy iets in Malin se geboortedorp Bethlehem, en sy sien maar wow, dis 'n heeltemal 'n ander lewe. Hier is 'n God wat waar is, nie my gode wat ek aanbid het in my verlede, in Moab wat afgode was nie, maar hier is waarlik waar, hier is blessing, hier is die teenwoordigheid van God, hier is guns oor my lewe, ek kry guns by God, so sy sien God in 'n heeltemal 'n ander dimensie. So wat ek vir jou wil sê is dat hierdie stadium van ons lewe kom ons in 'n plek in waar ons goed anders gaan sien. Jy gaan goed anders beleef. Jy gaan goed anders, dit wat ek en jy geken het, jy gaan sommer sien, dit is nie meer dieselfde nie. Dit is nie meer op die vlak wat jy dit gesien het nie. Dit is nie meer op die vlak wat jy dit beleef het nie. Dit is nie meer op die vlak, alles is groter, alles is meer intens, word dit aan ons gegee. So ek en jy kan nie vandag sê, maar Here, ek beleef goed dieselfde nie. Jy kan nooit die Here dien en jou lewe gaan nie op nie. En wanneer ons se lewe opgaan, is omdat God vir ons bring in die beter, wanneer ons nader aan hom toe kom, dan word ons exposed aan goeders wat ons nog nooit regtig geken het nie. En dit is die nuut wat die Here jou inbring. Behold, I'm doing a new thing. Can you not perceive it? Here, ek kan dit nou sien. Miskien het ek dit laas ek gesien, maar ek kan dit nou sien. En wanneer ons wag op die Here, moet ek en jy wag, maar ons moet bid en wag. Ons kan nie wag en sê ek kyk by die venster uit, of ek kyk vir Netflix 'n movie en ek wag nie. Dis nie hoe wag werk by die Here nie. Wag by die Here werk anders. Dit beteken, ek wag in hom, ek wag deur hom, ek kyk in sy woord, ek is bidend, ek het 'n vertroue in hom, wat ek weet, dat this is gonna bless me, so alles wat ons doen, is net beter, is net groter. So ek wil vandag vir ons, die eerste een, vir ons familie sê, die eerste een is, Naomi sê vir haar, wag 'n bietjie, wag daar by die dorsvloer, wag daar, sy wag daar, sy wag daar en Boas kom, wat beteken, wat sy voorgewag het gekom. Ek wil vandag vir jou sê, wat ek en jy die instruksie wat ons van God af kry, as die Heilige Gees vir ons iets sê, doen net dit my mens, moenie 'n klomp goeders doen nie, doen net dit, wag daar, wees wagtend op hom, so wag daar, laat hy vir jou 'n ding kan doen. Hy het gekom, net soos Naomi gesê het, wag vir Boas op die dorsvloer. Boas was by die fees, hulle eerste oes afgetrek, en hulle was by daai oesfees, en toe Boas het gekom, wat beteken, die man gaan kom, die vrou gaan kom, die werk gaan kom, die besigheid gaan kom, jou kind gaan kom, jou verwagting gaan kom, dit wat Rut was met 'n verwagting op die dorsvloer, en 'n verwagting het gekom. So ek wil vandag vir jou sê dat, wanneer die Heilige Gees, want Naomi was Israel, maar sy was ook 'n tipe van Heilige Gees. So Naomi sê vir Rut, ek wil hê jy moet gaan wag op die dorsvloer, want hy gaan kom, en
en hy het gekom. So, ek en jy, wanneer die Here vir ons, wanneer ek en jy so eie instruksie het, dan gaan niks kom nie. Niemand gaan kom nie. Maar wanneer ons 'n instruksie het van God af, my mens, hy gaan kom, hy moet kom. Dis dit wat dit is. Nie gaan kom nie, hy moet kom. So, dit is eintlik wat dit is. So, wanneer ek en jy op die Here wag, dan gaan jou verwagting uitkom. Hy moet kom, daar moet 'n verwagting wees. It must become real. So we understand that God is doing things differently. He's doing things differently. Die man kom, hulle het 'n gesprek. Hy het 'n gesprek met haar terug en hy sê vir haar, ek gaan môre hierdie ding gaan ek uitsorteer. Wat beteken, wanneer ons vir God iets vra, dan gaan daar iets gebeur wat die mense wat vir ons moet help, die mense wat destiny keepers is en destiny unlockers is, hulle moet beweeg in die area wat God sê. Hierdie man is nie op 'n instruksie van hom eie nie, of hy dit weet en of hy dit nie weet nie. Die mense wat God in ons lewe sit om deure oop te sluit vir ons, is miskien mense, hulle kan so atheïst wees soos wat hulle wil. Hulle kan moslims wees. Hulle kan hindoes wees. My mense, hulle kan op die straat wees. Dis nie die punt. Hulle kan so afvallig wees soos wat is. Met baie keer, 90% van die tyd, dan weet mense nie eens, hulle is onder die man, they are under a commandment of God to help you. Hulle is onder 'n commandment. Hulle moet jou help. Hulle het nie 'n keuse nie. Hulle moet help, want God het gesê hulle moet help. Hulle verstaan hulle self ookie. Laat ek jou vertel, my mens, Boaz sê, daar is 'n closer relative wat ek is. Daar's 'n nader familielid aan jou as ek. Maar ek gaan môre praat, dat ek hoor wat is die storie. Ek gaan sommer namens julle praat. Ek praat namens Naomi en ek praat namens jou. Wag, ek gaan hierdie met. So wat die Here vir ons sê, hy sê, daar's mense wat gaan praat van jou in jou absence. Mense gaan van jou praat waar jy nie in 'n kamer is nie, waar jy nie in 'n kantoor is nie, maar jy moet wag, want hulle gaan praat, en wanneer hulle praat, gaan hulle praat omdat dit is vir jou belange. Dit is hierdie ding is vir jou belange. Is nie teen jou nie, is vir jou, maar jy moet wag in hierdie proses. En al wat jy doen is, jy gaan na die Here toe en sê, Here, hier is 'n ding wat moet na my toe kom. En jy lê dit uit by die Here, en bid oor die goed wat jy nie eens weet moet kom nie. So jy vra vir Here goeie soos die en sê, Here, maak my gereed vir dit wat ek nie gereed is voor nie. Want onthou net, Rut was nie gereed vir wat na haar toe gaan kom nie. Dat sy in anticipation was, ja. Sy was reg vir 'n verandering in haar lewe, maar sy het nie geweet hoe groot is die verandering nie. Sy het nie geweet die magnitude, sy het geweet hier kom 'n groot ding, en toe sy vra om te trou, het sy geweet my lewe gaan verander, want sy was alreeds 10 jaar getroud met Malin. So sy weet wat is troue. Sy weet wat dit is om 'n vrou te wees. Sy weet wat dit is om in 'n huwelik te wees, maar sy het nog nie hierdie tipe van grootheid in haar lewe gebeleef nie. So wanneer ek en jy bid vir die toekoms en bid vir 'n promotion en bid vir Here, ek wil dit bid dat jou gees sal align met wat daar aan die gang is. Ek kan nie instap met 'n ou gedagte nie, vir 'n lekker of beter woord. Jy kan nie instap en dink dit wat ek laas jaar gedoen het, die skaal is dieselfde nie. Die skaal gaan swaarder weeg nou, want ons het gegroei, ons het opgekom, dinge het verander in ons lewe, so niks bly dieselfde nie. En omdat niks dieselfde bly nie, kan jy nie in dieselfde mindset bly nie. Die Bybel sê ons mindsets moet renew word, wat beteken ek moet in 'n verandering van my gedagte kom. Ek kan nie dieselfde mens wees nie, my dierbare. Jy kan nie dieselfde mens wees nie. En as jy dink dinge gaan dieselfde bly, dan moet jy bid dat die Here jou moet ontmoet. Because why? Toe Boaz vir Rut afstuur van die dorsvoer af. In die eerste plek, toe stuur hy al klaar met hoe haar toekoms lyk. Hy stuur vir haar met 'n seëning van Naomi. Hy stuur vir haar met blessing na haar huis toe. En sy het nie gekant daarvoor nie. Because vir haar is dit, ek het 'n assignment, ek moet by die dorsvloer gaan wag. Sy het nie geweet vir wat sy daar gaan verwag nie. Die man kan weggejaag for all you know. You know what I mean? Maar omdat God nou besig is met Rut se lewe, nie net word, and listen to me, nie net word sy van een kant af gekounsel nie, sy word gekounsel aan beide kante van haar lewe. Naomi stuur haar, Boaz sê vir haar, Naomi sê, gaan wag, Boaz sê, wag tot die dag breek. Ek wil wag tot jy moet gaan wanneer niemand jou sien nie. Sy kry instruction van alle kante van haar lewe af. Daar is nie 'n manier dat hierdie meisiekind 'n fout kan maak nie. So baie keer dan kry ons instruksie van die Here af, maar jy wil kies wie die instruksie moet gee. So as dit daai persoon is, gaan ek jou luister nie. En jy mis die opdrag van die Here. Boaz sê vir sy bestuurder, hy sê maak seker dat niemand weet dat hier by my
by die dorsvloer was nie. Mense is strategically geplant in Rut se lewe om seker te maak, nie net bly jy op die roete nie, maar jy gaan die roete gaan execute word with accuracy and with precision, en sy gaan haar destiny bereik. Dit is klink klaar, sy gaan haar destiny bereik. So al hierdie goeters speel in guns van Rut, en Rut is sy is in die beste tyd van haar lewe. Sy is in die beste, en baie keer, dan beskerm die Here ons van goeders af, want Boaz sê vir sy manager, maak seker dat niemand weet, dat sy was hierdie, because mense, dieselfde mense wat sy agter geloop het, om die gerwe te ontvang, kan dieselfde mense wees, wat môre teen haar draai, en nie die beste gerwe los nie, en Boaz het vir sy manager gesê, sê vir die reapers, hulle moet die beste gerwe vir haar los, wat beteken, sy gaan nie tweede beste kry nie, net omdat sy ervaren is, gaan sy nie, dit is mense, dit is nou vir jou 'n liefdesstorie of note in die Bybel, 'n liefdesstorie of note, en alles wat sy beleef is wow moments. Sy stap weg van die dorsvloer af, nadat sy die man van trou. Hulle sê, jy moet dit hier in die Kaap, of weet jy, in die wêreld, as jy maar in die Kaap sê, jy kan elke skrikkeljaar, kan 'n vrou vra vir 'n man om te trou. My dierbare, ek lees nie dat hy 'n skrikkeljaar was nie. So hierdie jaar was vir my enige jaar. So ons kan 'n man vra om te trou, and there's nothing wrong with it. So, sy vra om te trou, en sy stap van die dorsvloer af, en sy's blessed. Sy het iets om te gaan bewys. Wanneer jy kom van 'n ontmoeting af met God, stap jy weg met iets. Jy stap weg met 'n seëning. Jy stap weg met die hand van die Here. Jy stap weg met dit wat jy nie eens voor gebaken het voor nie. Jy stap weg met meer as wat jy kon gedink het. En dit is wat met Rut gebeur het. Sy het uitgestap, en sy het weggestap met iets wat sy nie gedink het sy gaan mee wegstap nie. En dit is die geheim van die Here. Die Here het soveel meer in stoor vir ons. Sy gestap weg, en sy het haar garment aan, en sy het Boaz het dit vol gerwe gesit, vol koring gesit, en sy gaan na Naomi toe, hoofstuk 3 eindig met dit, en Naomi sê van, nadat sy alles vertel het van Naomi, wat het nou gebeur, sê sy vir hom, vers 15 sê, Boaz sê van, geef vir my jou shawl, want onthou sy het iets om haar kop gehad, so sy was nie, nobody could have seen it anyway, want sy het iets om haar, sy het 'n skaaf gehad, 'n shawl gehad oor haar, en hy het van gesê, geef vir my, wat het jy aan, geef vir my dit, ek gaan in jou shawl, in jou skaaf, gaan ek 6 measures of barley, ek gaan vir jou 6 measures of barley gaan ek daar insit, en sy kom by Naomi, sy vertel van Naomi, alles wat gebeur het, en die Bybel sê, Naomi sê van haar, sit en wag my dogter, totdat jy sal sien, hoe hierdie situasie uitdraai, want hierdie man gaan nie rus, totdat die saak uitgevoer is nie. Dis die presiese woorde in die Bybel in Afrikaans, dis my Engelse vertaling. Sit en wag. Kyk hoe hierdie ding gaan uitwerk. Kyk het met 'n hoop, dat dit wat God vir jou gaan doen, gaan actually baie groter wees as wat jy verwag. Sit en wag. Kyk hoe hierdie ding uitspeel. Want hierdie man, waarvanaf jy nou gekom het, gaan nie rus, totdat die ding in vervulling gekom het nie. Wat 'n promise. Wat 'n verwagting om na te kyk. Het is iets om te sê, hierdie man, want onthou net, nie een keer het Naomi vir Rut iets gesê en het iets van gekom nie. So Naomi se woorde het krag gedra. Wat even Naomi vir Rut gesê het sy op nood gevat. Sy het geweet, wanneer my skoonma vir my iets sê, dat is die Here wat praat. Sy het nou begin leer al, en sy het gewag. Want hoofstuk 4 maak oop, en Rut se naam word nie regtig genoem nie. Die negotiation vind plaas, die elders van die dorp vind plaas, Naomi se naam word genoem, Rut se naam word ook genoem, maar nie so alles, en hoor my nou, alles gebeur, en het lyk asof dit, hoor my nou, maar ek nou fyn gaan sê, hoor fyn, alles lyk het gebeur verby Rut, maar het alles gebeur vir Rut. Gaan het weer sê. Het lyk alles gebeur verby haar, maar alles gebeur vir haar. Haar naam word nie baie genoem nie, maar word vir haar. Die hele ding draai vir haar. Het lyk asof die land moet gekoop word en die land word negotiate en sy word nou amper gegee vir 'n ander man te trou, maar alles werk vir haar. Niks werk teen haar nie. En baie keer wil ek in jou toys in die kot uitgooi, want ons dink, Here, maar U my vergeet. In die meantime is die Here besig om alles vir jou te laat werk. Maar omdat ons in die vlees is, kan ons dit nie sien nie. Die Here werk goed ten goede uit vir ons. Die ding moet ten goede werk vir ons. Maar as ons nie in die gees bly nie, en my mens, is nie maklik nie. Ek
ek kan ook daarvan getuig. Ons bly nie altyd in die gees nie. Ons kan nie altyd voel, maar Here, ek voel die Here het jou net vergeet. Maar weet jy wat, kan ek jou iets vertel? In die seisoen waar dit lyk, die Here het jou vergeet, is dit wanneer die Here jou eintlik besig is om jou te antwoord. Wanneer dit lyk die Here het jou vergeet, is dit eintlik wanneer hy besig is om 'n nuwe ding te doen. Ek en jy kan dit in daai moment sien nie. Ek en jy kan dit in daai moment beleef nie. So wat ons moet verstaan is dat hy doen 'n nuwe ding. En as ek en jy net kan bid en bly en in die verwagting bly, verwagting, hoop verwagting. As ons net in dit kan bly, kan ons sien dat, maar Here, U is so groot, U doen dinge so groot, U doen dinge so almagtig. You know what I mean? Maar het gaan kos 'n level van maturity. En hierdie wag is 'n level of maturity. Wat is maturity in Afrikaans? Ek moet, kom ek sê het nou vir wat, jy moet groot word, ons moet groot word mense. So wanneer ek kan wag, ek wil beweeg, ek wil iets sê, jong, hierdie mense het my nou ingedoen, maar ek gaan hulle nou iets sê. As jy kan die stop sit in jou lewe, en wanneer jy wel praat jy met autoriteit, en jy praat die waarheid, en jy praat uit God se krag uit, laat ek jou vertel, dan moet die duiwel sidder. Maar ons doen baie keer goed uit ons eie menskrag uit, en my skat, dit gaan nie werk nie. Het gaan eintlik nie werk nie. So ek en jy moet by 'n plek kom waar ons sê, Here, ek vertrou U. Ek weet nie eens wat ek voor vertrou nie, maar ek vertrou U. Ek weet nie eens waarna ek kyk nie, maar ek kyk. Ek weet nie eens waarna ek hoop nie, maar tog hoop ek. En hierdie is goeders met dierbare, wat ons die Here moet vra. Hier is goeders my mens, wat ons moet regtig waar uitleef, ons moet dit uitleef, ons moet wag. En ek kan jou een ding vandag sê, om te wag op die Here is moeilik, want ons wil 'n ding nou sien gebeur, maar het wag is baie crucial vir die plan van die Here, want terwyl ons wag, mature die Here God in 'n mens se lewe. Terwyl ons wag, mature God mense wat belangrik is vir jou lewe. En onthou net, as mense wat God nou besig is om aan te werk, om mee te werk vir jou. Die Bybel sê, He is busy perfecting those things which concerns me. God is perfecting things which concerns me, wat beteken, alles wat vir my is, word geperfek. So I need to learn to wait. Mag die Here jou seën. Ons is terug, selfe plek, selfe tyd volgende week, hier op Kruiskyk. Mag die Here jou seën.